Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons lees vandag uit Matteus 8 vers 19 tot 21, waar Jesus praat oor die offer of die prys wat dit kos om agter hom aan te stap. Kom ons lees gou Matteus 8 vers 19 tot 21. 'n sekere skrifkenner het toe nader gekom en vir hom gesê, dis vir Jesus: Meester, ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste. Maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Nou hierdie teks bevat 'n kort maar kragtige gesprek tussen Jesus en 'n skrifkenner, 'n godsdienstige man, 'n leermeester van Jesus se tyd. Hier sien ons iemand wat entoesiasties is in die oomblik oor Jesus en val somme by die deur in die huis en beloof Jesus dat hy hom sal volg. Dit klink baie opreg en eerbaar, maar Jesus toets dadelik sy motiewe. Want jy sien, soos die Engelse spreekwoord sê, talk is cheap. En dit werk in wese presies so met geloof. Dit is maklik om te praat daaroor, maar die toets lê daarin uiteindelik dat jou dade dit bewys. Omdat alleen die daad bevestig dat jy in die eerste plek geglo het en oortuig was van wat jy gehoor het. Die daad is die bevestiging daarvan. Jesus praat dieselfde taal wanneer hy hierdie man wys daarop dat om hom, Jesus, te volg nie gemaklik of maklik is nie. Anders as diere wat 'n plek het om te rus, het hy wat Jesus, die Seun van God is, en die Messias is, nie eens hy het 'n vaste huis of 'n rusplek nie. Hy leef as 'n rondreisende leraar, dikwels verwerp en arm. Met ander woorde, Jesus waarsku die skrifkenner dat ware disippelskap 'n opoffering verg wat nie altyd maklik is om na die tafel toe te bring. Dit beteken om sekuriteit en gemak en leefstyl en selfs besittingsprys te gee. In 35 jaar van bediening het ek hierdie beginsel oor en oor geleer. Partykeer kom ek mense teë wat baie graag wil sing en bedien en wil preek, want hulle sien jou net op die verhoog. Hulle sien nie die ure se harde werk vooraf en die lang afstande alleen reis en soms die ongemaklike ontberings wat jy moet deurgaan nie. Ons lees dieselfde uitspraak waar Jesus oor dieselfde ding praat met sy disippels daar in antwoord op wat Petrus vir Jesus verduidelik oor die hoë prys en koste wat hulle moes betaal om hom te volg. Kom ons lees gou wat sê Jesus daar in Markus 10:28 tot 31 in sy gesprek met Petrus. Petrus het vir hom gesê: Kyk, ons het alles agtergelaat om u te volg. Hulle skepe wat hulle mee vis gevang het, allerlei dinge. Jesus het geantwoord: Amen. Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of moeder of vader of vrou of kinders of grond ter wille van my of ter wille van die evangelie agtergelaat het, wat nie nou in hierdie tyd op aarde 100 maal soveel sal ontvang nie, van huise, broers en susters, ma's en kinders en grond. En, hoor gou, en vervolgings daarmee saam. En dan ook daarmee saam in die bedeling wat kom, met ander woorde in die ewige lewe. Daar is 'n beloning vir volgehoue volgeling wees.
Daar's 'n beloning om die Here met jou hele hart te volg. Jesus probeer nie volgelinge lok deur voorspoed te preek of gemak te beloof nie. Hy stel eerlik die koste van disippelskap voor wanneer hy sê, neem op jou kruis en volg my. Om hom te volg beteken om bereid te wees om alles op te offer, selfs jou basiese gerief en sekuriteit, en in wese eintlik jou hele lewe as dit daarop aankom. So die vraag aan jou en my vandag is eenvoudig. Is jy bereid om Jesus te volg? Dis vraag nommer 1. En dan, die volgende vraag daarna, is jy bereid om die koste te betaal? Is jy bereid om alles in hierdie lewe op te offer daarvoor? Hierdie ou halleluja liedjie waarmee ek wil afsluit, is 'n koorvers, sê dit eintlik alles. Is so mooi. Waar hy lei, daar sal ek saamgaan. Waar hy lei, daar sal ek saamgaan. Waar hy lei, daar sal ek saamgaan. Gaan ek met hom tot die eind. Waar hy lei, daar sal ek meegaan. Waar hy lei, daar sal ek meegaan. Waar hy lei, daar sal ek meegaan. Gaan ek met hom tot die eind. Ja, gaan ek met hom, saam met hom tot